Hallo en welkom by Farmspace. So, ons is weer eens in 'n baie netjiese kantoor. Ons gaan bietjie terug skool toe. Ons praat bietjie met Rudolf. Ons vind bietjie uit wat is die MOS-inisiatief en hoe het dit begin? Hoe het dit gegroei en waar pas dit in jou lewe in? Môre Rudolf, hoe gaan dit? Môre Leander, is lekker om hier te wees. Ag, ek kan nie kla nie. So, vertel ons bietjie, die MOS-inisiatief. Waar het dit begin? Hoekom het julle dit begin en waar vind dit sy plek in Afrikaanse onderhoud? Man, die MOS-inisiatief het in 2019 tot stand gekom uit die Trust vir Afrikaanse Onderwys uit. Hulle het eintlik voorafgaande 'n klomp navorsing gedoen en besef daar's soveel Afrikaanse skole wat besig is om agteruit te gaan weens die volgehoue druk om Afrikaanse skole te verengels. En daar sit in 1993 nog nooit weer nuwe openbare Afrikaanse skole gebou nie. En het toe nou tot die besef gekom dat dit nodig is dat daar een of ander privaat organisasie geskep moet word wat juis toegespits is om Afrikaanse skole op te rig. En ja, dus ons in 2019 aan die gang geroep en ons het die naam uitgedink, die MOS-inisiatief. En MOS is 'n akroniem vir Moedertaal Onafhanklike Skole. Ja, en sedertdien is nou hierdie jaar is ons 7de bestaanjaar, is ons besig met alles rondom Afrikaanse onderrig en ons ondersteun kinders van doeke tot matriek. So dit is werklik waar vanaf grondslagfase tot en met jou matrieksertifikate. Nou, sê nou maar my kind is reeds op skool en ek is nie tevrede met die skool nie. Hoe kry ek my kind by die MOS onderrigprogramme betrokke? Ek sal eers 'n stapie terugvat en net sê ons het nog nie 'n voetspoor landwyd nie. So dis nie dat elke dorpie en elke stad 'n MOS skool noodwendig het nie en my persoonlike kinders is een van hulle ook nie in 'n MOS skool nie, want daar is nie 'n MOS skool wat vir hom 'n heenkome is in ons omgewing nie. So dit is nie noodwendig dat elke mens al buite dadelik 'n MOS skool gaan hê in hulle omgewing nie, maar ek dink dit hang af van wat is dit wat jy soek vir jou kind. Ek dink 'n groot deel van ons besigheid het ons kleuterskole en in daai opsig is ons kleuterskole 'n voedingsbron vir laerskole. Okay. Ons het seker omtrent 10 kleuterskole en daai kleuterskole is omtrent 8 van hulle spesifieke voedingsbron vir 'n spesifieke laerskool. En daai laerskole is almal openbare laerskole. En dan het ons so 2 kleuterskole wat voedingsbronne is vir ons eie skole. So as ons in jou omgewing is en jy is nie seker waartoe om te gaan nie, is op kleutervlak is dit 'n goeie begin om in 'n MOS kleuterskool te wees. Nou ons kleuterskole is niks anders as 'n normale kleuterskool nie. Ek dink die belangrike beginsels in 'n kleuterskool is dat kleuters moet speel en hulle leer deur speel, so dit is informele leer. Nie noodwendig sit agter 'n tafeltjie en 'n stoeltjie soos wat jy in 'n laerskool doen nie, maar regtig leer deur speel in sandpit of in 'n klimraam. Ja, interaktiewe leer. Ja, want dit het werklik waar 'n tendens geraak, veral in Europa, wat jy hoor dat hulle eerder die kinders met, soos jy sê, speel laat leer, in steede van om heeltyd agter 'n kantoortafel te sit. Ek sê, niemand hou daarvan nie. Ek voel, as ons ook kan speel nog as groot mense, dan leer jy baie beter. Sal ons dit eerder verkies. En ek dink daar's 'n tendens, jy praat van tendense, daar's 'n tendens in Suid-Afrika, juis as gevolg van die onderwysdepartement wat nou graad R en werk aan om graad R deel te maak van 'n laerskool, dat leer vroeër meer formeel raak. En ek sal ook nog vandag met jou deel hoe ons kultuurfanaties is in MOS en daar's 'n spesifieke rede daarvoor. Maar die kultuur van 'n laerskool en die kultuur van 'n kleuterskool verskil hemelsbreed. In 'n kleuterskool is die kultuur speel, in 'n laerskool is die kultuur formeel leer. Ja. So as jy nou dink as jy 'n graad R leerder van 5 jaar oud in 'n formele onderrig kultuur sit, dan moet jy verwag dat hy gaan 'n afgewaterde graad 1 hê waar hy formeel leer, waar hy gaan begin leer spel en wiskunde doen ensovoorts. Terwyl in 'n kleuterskool leer hulle ook klankvorming, leer hulle ook getalbegrip, maar op 'n speelse manier. So hulle kom nie eers agter dat hulle besig is met leer nie. Hulle speel nog, hulle is nog kind. So my voorstel sal wees dat as jy 'n kleuterskool, nie net 'n MOS kleuterskool in jou omgewing het nie, om
die keuse te maak om eerder jou kind langer in jou kleuterskool te hou, tot selfs graad R, want graad 1 raak dit regtig formeel om te leer. En as ek kan oorskuif na die laerskole toe, ons het 'n klomp laerskole ook, en behalwe dalk vir die rots wat meer gefokus is op begaafde en neurodiverse kinders, is al ons skole soos enige openbare skool 'n hoofstroomskool, so jy het niks spesiaals nodig om te kan deel word van die skool nie. Jy kan net jou kind so toe vat en 'n normale skoolloopbaan daar het. Ek dink die een moontlike uitdaging wat ons het versus 'n openbare skool of 'n langer gevestigde skool is, al ons skole is relatief nuut. En daarmee saam is die leerlinggetalle klein, wat op sigself 'n positief is, want jou kind is nie in 'n klas van 40 nie. Ja, dis jy kry daai aandag wat jy behoort te kry in 'n normale, kan ek sê, hoofstroomskool soos wat ons dit ken. Maar die nadeel daarvan is natuurlik, daar's nie honderde kinders om 4 rugbyspanne te kies in elke graad nie. Dit is die realiteit. En van ons skole het ons glad nie genoeg kinders om 'n vol rugbyspan in elke graad te maak nie. So ons moet bietjie buite die boks dink in terme van sport. En hier is nog 'n tendens wat in ons land aan die verkeerd gaan is. En ek sê hierdie tong in die kies en met die agtergrond dat ek self 'n kranige rugbyspeler was en op die hoogste vlak rugby gespeel het, so voor mense my slag vir wat ek nou gaan sê, is ek dink dis baie ongesond wat in ons skole aangaan, dat die wen bo alles motief eintlik die orde van die dag is. Dat kinders op graad R tot graad 3 al begin eintlik professioneel rugby oefen of netbal oefen of wat ook al sport oefen. Ek dink is baie sleg vir 'n kind om so vroeg al op daai vlak te beweeg. In my staan 9 matriekjaar het ons vir die eerste keer regtig begin professionele raak. En selfs dit het vir my te vroeg gevoel. Ek het toevallig in my vorige lewe was ek die visiepresident van die Bermuda Rugby Unie en ons het 'n studie gedoen oor hoe om rugby binne in skole in Bermuda in te bring. En een van die goeders wat ons daar uit geleer het, is dat die gemiddelde rugby speler het tussen 'n 10 en 'n 12 jaar professionele lewensduur. So as jy hom op 10-jarige ouderdom al blootstel daaraan, is hy teen 2022 uitgebrand. Dan het jy nie 'n professionele loopbaan daarna nie. En so ek dink ons mis bietjie die punt hierso, en ek hang daai skuld bietjie om ouers se nekke wat te vinnig te veel te groot vir hulle kinders wil hê. Jou seun gaan nie in graad 1 al 'n springbok word nie. Dit gaan hy doen as hy 3-24 is. So om op die regte tyd te piek is belangrik, en ek dink deel van die voordele van ons skole. Ons skole gee vir sport die regte plek waar dit hoort in 'n onderwysomgewing, en baie hiervan lê in wat is die doel van sport in 'n onderwysomgewing? Die doel is nie om trofees te wen nie, die doel is nie om springbokke te word nie. Die doel van sport in 'n onderwysomgewing is eerstens liggaamlike welstand. So ons moet 'n lewenstyl kweek al van kleins af by ons kinders, dat hulle aktief is en sportief is, dat hulle deelneem, dat hulle wil op 50 nog padel speel of wat ook al, golf of wat ook al, maar hulle moet aktief 'n lewenstyl kweek. Ja, 'n lewenstyl kweek wat vir hulle gaan behou en wat hulle nie gaan uitbrand nie, en kan seker maak, jy weet, daai lewenslang en lewensduur is daarso. Ja. En die tweede ding wat sterk in sport gebeur is spanwerk en sosiale ontwikkeling. Dis 'n teelaarde vir weet hoe om saam met jou maatjie iets te doen en weet hoe om binne in 'n sosiale omgewing en ek wil amper sê die Engelse woord, die pecking order te verstaan. Waar pas jy in en hoe kan jy bydra tot daai span? Want dit is nie so maklik om in akademiese omstandigheid regtig in so 'n span omgewing te leef nie, maar sport gee vir jou daai ding. So dit maak nie eintlik saak of jy in 'n rugby span of in 'n netbalspan of in 'n toutrek span of in 'n atletiek span of wat ook al span, hier daar's 'n span kohesie wat jy daardeur leer. En dan ek dink seker een van die goeders wat mense nie regtig begryp wat eintlik so belangrik is van sport nie, is om te leer om 'n teleurstelling te verwerk. Daar's nie 'n sport daar buite wat prys het vir die tweede plek nie. Almal wil die wenner wees, nou as 'n trofee en is wonderlik. En
eintlik 99% van professionele sportmense se werk is om te verloor. Selfs Roger Federer het onlangs gesê hy het in sy loopbaan iets soos 49% van die tyd verloor. En dit is die beste tennisspeler van alle tye het amper die helfte van die tyd verloor. En dit is wat kinders moet leer, dat dis nie net maanskyn en rose elke dag nie. Jy verloor elke dag in sport as 'n professionele sportman. Jy verloor elke dag by die werk as 'n professionele sakeman of sakevrou. Daar is goeters wat jou teleurstel die hele tyd. En hoe om met dit te handel en hoe om te weet hoe om op te staan van so verlies af, dink ek is 'n kritiese element wat karakter bou vir kinders. So dit is die doel van sport. Of ons nou 'n span vol Kruiwenweek spelers het en of ons nou 'n toutrekspan het, jy kan daai doel bereik. So ek dink dis deel van wat ons skole bied is om juist net sport die regte doel te laat bereik. Ja. Nou op daai jy het nou 'n sterk kernwaardes geraak wat 'n mens altyd in sport sal teekom. Wat is mos se kernwaardes en hoe leef dit in die skole uit? Jy het nou gesê hoe dit in die sport raak. Hoe gaan dit nou aan die akademiese kant raak? Ja, kom ek begin net deur om te sê, toe ek mos begin het 7 jaar terug, was een van die goeders wat ek probeer verstaan het, en ek's nie 'n onderwyskundige nie, so ek het nie eintlik onderwys verstaan nie. So ek moes die industrie leer verstaan. Wat ek probeer verstaan het is wat maak sekere skole meer suksesvol as ander skole. Is dit 'n goeie wiskundeonderwyser, is dit 'n goeie wetenskaponderwyser, wat is dit? En dit waarop ek afgekom het was vir my, ek ben nie verbaas nie, maar dit was insiggewend dat die verskil tussen net nog 'n skool en skole soos 'n Affies of 'n Boys High of die top skole wat regtig goed doen in ons land, is hulle beste produk is nie noodwendig die feit dat 'n kind in matriek wiskunde baas geraak het nie, maar 'n beste produk is die feit dat hulle kinders met karakter aflewer. Sulke sterk karakters wat 'n wesenlike verskil in die samelewing kan maak. Het sê of hulle nou in die werksplek is, op 'n plaas is, in 'n sportomgewing is, maak nie saak waar nie. Hulle karakter is so sterk dat hulle 'n verskil maak. En dit het ons van die begin af gesê, dit is wat ons wil bereik. Ons wil nie net kinders aflewer aan die einde van matriek wat 6 A's het of 7 A's het en niks positiefs kan bydra tot die samelewing. Ons wil juist kinders skep of help ontwikkel wat diep gewortelde karakter het en wat enige samelewing waarin hulle self bevind tot voordeel kan speel. En ons het gevoel om dit te kan doen moet jy 'n klimaat skep waar binne karakterbou gestimuleer kan word. En daai klimaat is wat ek noem kultuur. En dit sê jy sien by al hierdie skole wat ek nou genoem het, hierdie suksesvolle skole wat 100 jaar plus al oud is, almal van hulle het 'n baie pertinente kultuur. En niemand van hulle se kultuur is 100% dieselfde nie, maar dit is op dieselfde beginsels gebou. Dit is op 'n beginsel gebou van waantoe is ons op pad, so wat is die doel wat ons hier wil bereik, en dan tweedens, hoe doen ons dinge? Wat is ons kernwaardes, soos jy nou die woord kernwaardes gebruik het? En nie een van daai skole se kernwaardes is aspirerende waardes nie. Dit is nie waardes wat hulle nie kan uitleef nie. Dit is waardes wat elke dag deur elke kind, deur elke personeel uitgeleef kan word. So ons het ons kernwaardes as 3 waardes wat ons elke dag kan uitleef, nie aspirerende waardes nie, wie ons is gestel. Die eerste een is Ubuntu met 'n fokus op sterkpunte. Nou Ubuntu is 'n Zulu woord wat eintlik 'n Zulu weergawe van naaste liefde is. En die Engelse vertaling sê I am because you are. So dit is sit jouself binne in die konteks van jou naaste om jou en hoe jy lief is vir die mense om jou en hoe dit jou affekteer deurdat jy deel is van die groter gemeenskap. En ek dink daarin verskuil daar 2 goeders wat ons kommunikeer. Nommer 1, ons is nie op 'n eiland van Afrikaans in Suid-Afrika nie. Ons is van Suid-Afrika in Suid-Afrika vir Suid-Afrika. So ons wil deel wees van Suid-Afrika se oplossing. Al doen ons dit in Afrikaans en nie in ander tale nie, is ons deel van Suid-Afrika en wil ons 'n oplossing bring. En stilletjies droom ek eendag om in ander tale soos Zulu of Xhosa of so ook skole te kan bou, want ek weet moedertaalonderrig is die beste wat jy vir jou kinders kan gee en ek gun dit vir al die taalgroepe van ons land.
En dan die tweede deel wat ons stilletjies daarin sê is, as ons 'n waarde het wat eintlik naaste liefde is, dan kan ons nie anders as om te sê ons is gebou op Christelike waardes nie, want naaste liefde is eintlik deel van die 10 gebooie in die Bybel. So alhoewel ons nie noodwendig adverteer dat ons 'n Christelike maatskappy is nie, is dit 'n steen waarop ons gebou is. En dan die fokus op sterkpunte is ons erken dat mense het foute en nie een van ons is volmaak nie, maar ons kies om daarop te fokus wat mense positief bydra tot die samelewing of tot hulle konteks, tot hulle skool of wat ook al die geval is. En dan die tweede een is lewenslange leer. Nou, ek seker jy sal met my saamstem, dinge verander so baie. Ek ben nou met KI wat nou aan die gang gekom het. As ons nie bereid is om te leer nie, dan gaan jy agterraak. En dan gaan jy nie meer relevant wees nie. Dis nou een ding as jy 60 is en jy is 5 jaar van aftrede af, of wat ook al jou aftrede datum is, dat jy nie verder wil leer nie, maar dis 'n ander ding as jy 20 is en die veranderingssiklus is 'n jaar of 'n jaar en 6 maande, moet jy jouself heeltyd ontwerp. So lewenslange leer, dink ek, is die een vaardigheid wat ons vir kinders kan gee, wat hulle in staat stel om eintlik toekomsbestand te wees. Maak nie saak wat gaan gebeur in die toekoms nie, hulle sal die vaardigheid hê. As jy bereid is om te leer, gaan niks werklik waar vir jou niets of vreemd wees nie, want jy gaan heeltyd op die voorpunt wees van dit. En dit om by te sluit is elke kind, elke groot mens moet leer. En KI en tegnologie draai in 4 maande se tyd, sit ons met nuwe dinge en dan as jy agterval, gaan die wêreld jou opneem. So dit is ongelukkig, daai liefde vir leer moet gekweek word en baie van ons is, as ons uit skool uit is, weet jy wat, ek gaan nou begin werk. Dit is ongelukkig nie die realiteit nie. Jy stap by 'n werksplek in en jy moet leer. Dan begin jy leer eintlik eers. Ja, so as jy daai afwyking het teen leer, dan gaan dit vir jou werklik waar moeilik wees om 'n sukses te behaal in jou lewe. En dit gaan nie net vir tot en met matriek nie. Soos jy sê, jy begin eers leer as jy werklik waar begin werk en nuwe prosedures leer en dis werklik waar een van die belangrikste aspekte wat daar so is daai liefde vir leer. Korrek. En weet jy wat kinders sien deur groot mense, as ons in 'n klas staan en vir hulle sê, julle moet lief wees vir leer, maar ek het 40 jaar laas my graad iets geleer. Hulle sien deur jou, jy moet 'n rolmodel wees vir leer. So almal wat by ons werk, is mense wat inherënt nuuskierig is, inherënt daagliks wil nuwe goeders leer, want dan kan ons modelleer vir kinders, hoe is dit om 'n liefde vir leer te hê en om 'n lewenslange leerder te wees. Dan doen hulle wat jy doen. Presies, ja. En dan is ons laaste waarde is omarm die toekoms. Nou dit klink baie oulik, maar is moeilik. Want jy is heeltyd besig om nuwe goed te probeer en wat gebeur as jy nuwe goed probeer is jy maak foute. En in 'n skoolkonteks is foute maak eintlik 'n tradisioneel taboe, want dis 'n regmerkie of 'n verkeerde merkie, daar's nie 'n tussenin nie. Maar wat ons wil graag kweek hierso is dat kinders die gemaklikheid het om dinge te probeer en foute te maak, dat hulle 'n fout sien as 'n geleentheid om te leer. En dan word dit by implikasie word hulle lewenslange leerders en as hulle 'n fout maak, is dit 'n geleentheid vir hulle maatjies of vir kollegas om jou met liefde te hanteer wanneer jy 'n fout maak. So dit bring eintlik ons waardes bymekaar. Dat jy as jy nou die dag ietsie verkeerd gedoen het, dat jou naaste jou regtig waar opbring en dat jy daai les daaruit kan leer en die vrymoedigheid kan hê om foute te maak, want iemand wat nie werk nie, maak nie foute nie. As jy foutloos deur die lewe gegaan het, is dit het jy nog niks gedoen. Ja, is omdat jy nog niks gedoen het en niks bereik het nie, of jy het 'n baie sterk span gehad wat jou soontoe kon dra. Nou, dis werklik waar, dis unieke waardes wat, soos jy gesê het, jou regmaak vir die werksplek, jou regmaak vir die sosiale konteks waarin ons lewe, want liefde vir jou naaste mens begin werklik waar by skool. Ek bedoel, skole is 'n moeilike omgewing soms, dis soms moeilik om jou voete te vind, of as jy bietjie uniek of bietjie anderste is dit werklik waar, kan dit nogals uitdagend wees, maar dis wat Mos skole nou wil aanspreek, is hulle wil werklik waar almal inneem en almal uniek laat voel en waardig laat voel. Ja, miskien oor daai uniekheid, en ek dink dis deel van ons
kom ons noem dit nou maar besigheidsstrategie. Nie een van ons skole, as jy dalk hier agter teen die muur sien, het 'n mos logo op hulle identiteitslogo nie. En daar's 'n spesifieke rede daarvoor. Ons glo dat elke skool moet sy unieke identiteit hê, want elke gemeenskap het 'n unieke kultuur. En daai uniekheid van daai kultuur wil ons eintlik vier by 'n skool. So met ander woorde, al ons skole dra nie die 3 waardes van MOS 100% nie. Dit is 'n ander weergawe van daai selfde 3 waardes. So een skool mag dalk sê waar kinders geborge voel. En dit trou met ons waarde van Ubuntu. Waar kinders deur speel leer, dit trou met ons waarde van lewenslange leer ensovoorts. So wat ons probeer seker maak in ons groep is dat ons verskillende identiteite het by verskillende skole, maar dat die waardesisteem van daai skole nie bots met die groter groep nie. Dat dit eintlik 'n uitloop van dieselfde ding is. En so gaan jy nie op een van ons terreine dieselfde uitleef van ons waardes sien nie. En ons wil dit ook so hê. Want ons wil hê ouers in die gemeenskap en kinders in die gemeenskap moet 'n unieke ervaring hê in elke skool wat ons het. Ja, dit moet half pasgemaak wees. Dit kan nie 'n afgedrukte, kan ek sê, 'n cookie cutter wees presies op elke plek nie, omdat elke omgewing, elke kultuur is uniek, elke, kan ek sê, streeksprovinsie is uniek en dis werklik waar dit moet uitgeleef word en dit moet, kan ek sê, dit moet geprys gegee word, is daai uniekheid. Op die punt van julle skole, vat ons bietjie deur, wat het julle, wat staan julle voor, wat is van julle uitskieters, as ek dit so kan stel? So, ek weet nie of ons kan sê, ons het uitskieters nie, ek dink, ek het nou so 'n bietjie daarna verwys, dat ons het kleuterskole wat vir as voedingsbron is, werk vir laerskole, en dan het ons laerskole wat natuurlik werk weer as voedingsbron vir hoërskole, want ons strategie oorhoofs is om te kyk na 'n pipeline van Afrikaans, van doeke tot eintlik tersiêr, alhoewel ons nie speel in die tersiêre spasie nie, het ons 'n verantwoordelikheid om ander organisasies wat wel daarin speel te voer met goeie kwaliteit leerders wat dan kan aanbeweeg na tersiêre omgewing toe. So is vir ons belangrik om nie noodwendig die hele pipeline te besit nie, maar om die swak skakels in die pipeline sterk te maak. En dit is so dat in sekere landelike gebiede is daar net niks nie, en dan moet ons die hele pipeline tot stand bring. En in ander omgewings is daar dalk 'n goeie laerskool, maar daar's nie regtig goeie kleuterskole nie of 'n goeie hoërskool nie, en dan sal ons niks aan die laerskool doen nie, maar om weerskante eintlik versterk deur 'n voedingsbron vir hom te gee en iewers om sy kinders heen af te lewer. En een van daai voorbeelde is Wonderboom in Pretoria, het ons 'n kleuterskool daar wat eintlik al 34 jaar oud is, en hy snikkie knakkie kleuterskool, en hy voed Wonderboom Laerskool wat eintlik 'n uitstekende laerskool nog is en 100% Afrikaans nog is, en daar's nie meer 'n direkte Afrikaanse enkelmedium hoërskool in daai omgewing waarna Wonderboom Laerskool toe kan voed nie. So ons het ook onlangs het ons Enzo Akademie wat 'n hoërskool is daar geskep, en so nou het jy 'n voedingsbron van doeke tot en met matriek wat dan nou tersiêr daarna kan gaan in daardie omgewing. So ek sou sê dis nogal 'n fokus. Ek dink 2 van die uitskieters dalk is ons skole wat ons in estates of landgoede gebou het. Die een is in Middelburg, Mpumalanga, in die Glencullen Estate Cosmos Akademie. Hy is nou so 2-3 jaar oud, en interessant genoeg, Middelburg is behalwe Nelspruit die enigste ander gedeelte van Mpumalanga wat nog Afrikaanse skole het, maar slegs Afrikaanse laerskool. Daar's nie meer 100% enkelmedium Afrikaanse hoërskool nie. So ons weet vandag is daar nog 'n ander oplossing, maar in 15 jaar se tyd dalk nie. So ons moet reeds vandag begin om hy hele pipeline te skep, sodat ons in 10-15 jaar se tyd, as die staats of openbare skool verval, dat ons daar is. En dan ons nuutste toevoeging is ons nou besig met konstruksie in Hartenbos, omgewing in die Hartland Estate, waar ons kleuterskool en laerskool nou besig is om te vestig. Dis 'n unieke situasie, want
In daai area is daar so toeloop van Afrikaanse mense dat die infrastruktuur wat daar is nie genoeg plek het vir al die leerders wat daartoe gaan nie. So ek dink dis uniek dat ons in 'n sin dat ons eintlik in 'n groeiende area gaan 'n oplossing bied wat daar nog nooit was nie. Dis nie 'n verdedigende strategie van hier was iets en nou moet ons dit vervang nie. Daar was nog nooit genoeg nie. Ja, ons voorsien basies nou terug aan die gemeenskap. Korrek. Nou, Rudolf, sê vir my uitbreiding kos geld, uitbreiding verg borge. Hoe kan ek sê besighede, mense, privaat en kommersieel, hoe kan hulle bydra aan die MOS-inisiatief as 'n geheel? Nie net per skool nie, maar of selfs per skool as daar nou nuwe skole is wat nou het sy sement kort of onderwysers kort. Hoe raak mense betrokke by die MOS-inisiatief? Daar's baie maniere, maar kom ek sê eerstens, as mense verstaan dat ons hart is dat ons skole vir die gemeenskap bou. Ons sê in ons Memorandum of Incorporation, ons wil gemeenskapsgerigte skole bou. Dat alhoewel ons die eienaar is van die skool, wil ons hê gemeenskappe moet eienaarskap vat van die skool. En dis deel daarvan hoekom ons unieke identiteite het vir ons skole, sodat gemeenskappe agter hulle skool kan inkom en sê, hierdie is ons skool. En as daar een MOS-skool teen 'n ander MOS-skool byvoorbeeld rugby speel, dan is daar gemeenskapstrots wat teen mekaar gebeur, maar dieselfde op enige ander gebied, akademiese gebied, wat ook al. So dis die eerste ding, ouers in die gemeenskap kan inkoop en sê, hierdie is ons skool. Net soos wat gemeenskappe inkoop en sê, hierdie openbare skool is ons skool. Alhoewel daai eienaarskap bly by die staat, is dit gemeenskappe wat dit dryf. So dis die eerste ding. Jy kan natuurlik by enige van ons skole betrokke raak in fondsinsamelings, daar's van koeksustersbak tot enige ding wat jy kan aan dink om fondse in te samel, soos maar by enige ander skool. Soos enige laerskoolaktiwiteit se fondsinsamelings het hulle maar daarso. Ja, so dis 'n moontlikheid. En dan as jy 'n bietjie wil op 'n hoër vlak betrokke raak waar jy met kapitaal wil betrokke raak, is daar, jy kan as 'n aandeelhouer inkom en aandele koop in die MOS-inisiatief. Ons is wel 'n privaat maatskappy, so ons het nie die vermoë om aan die hele publiek aandele te verskaf nie. Met ander woorde, dit is slegs vir ouens wat 'n groot cheque kan skryf, kan op daai basis inkom. En dan het ons 'n skuldbriefprogram wat eintlik 'n leningsinstrument is, wat 'n 10 jaar skuldbrief is, wat enige iemand in die publiek kan inkoop in. En daai leningsinstrument gee vir jou prima +2 rentekoers op hierdie stadium. Ons het tans 100 miljoen in die mark. Ons beplan om in die volgende jaar nog 60 miljoen in die mark te sit. Vir enigiemand in die publiek om in te koop en dan oor 10 jaar daai skuldbrief terug te kry, maar elke kwartaal kry jy rente. En ons gebruik daai instrument spesifiek vir die oprig van 'n skool of 'n nuwe skool koop. Want in teorie vat dit so tussen 7 en 10 jaar vir 'n skool om regtig genoeg kontant te genereer om sy eie gesig te was. En so jy het 'n stadige of 'n langtermyn instrument nodig om hom te befonds. En ons gebruik hierdie skuldbrief om dit te doen, en geen bank of kommersiële instansie is bereid om vir jou daai lening te gee as jy nog nie die kontantvloei generering vermoë het nie. Maar na 10 jaar is die gedagte dat ons dan daai skool na die bank toe vat en sê, luister, ons het nou die kontantvloei genereer vermoë, gee vir ons 'n lening vir 60% van die eiendomswaarde, en in teorie behoort jou eiendomswaarde te gegroei het met meer as 40% oor 10 jaar, en dan kry jy eintlik die kapitaal wat aanvanklik ingesit is terug by die bank, wat jy dan die skuldbriefhouer kan sy geld teruggee, en dan finansier die bank dit vir nog 'n termyn. En dan vat dit jou sê nou maar 20 jaar vir 'n skool om regtig kontantvloei in die groen te wees en nie meer op lenings staat te maak nie. So dis die twee groot kapitale inspuitings wat ons het, en dan het ons ook eintlik 3 maniere waarop jy op 'n beskenkingsbasis kan betrokke raak. Ons het 'n MOS beursfonds wat spesifiek is vir kinders wat dit nie kan bekostig om ons skole te wees nie. Alhoewel ons skoolfonds poog om so naby as moontlik aan 'n staat of openbare skool se
se koste te wees, is dit maar bietjie duurder want ons moet ons eie infrastruktuur bou en ons eie infrastruktuur terugbetaal. So daar is kinders wat net nie ons skoolfonds kan bekostig nie. So hierdie beursfonds vul daai gap want ons wil graag hê dat dit toeganklik is vir enigiemand. Dis nie net vir die elite, die ryk mense nie, dit is vir die groter middelklas. Dis weer eens vir die gemeenskap om die gemeenskap weer bietjie nader. Ja, en so met die beursfonds vul ons daai gaping. En dan het ons ook 'n BE beursfonds en dit werk op dieselfde beginsels as die gewone Mos beursfonds, maar hy is net beskikbaar vir kinders, bruin of swart kinders, nie vir blanke kinders nie. En maatskappye kan daar aan hulle BE scorecard werk deur hulle sosiale ontwikkeling spandering daar te doen. Ek dink jy kry 5 punte of iets in die lyn vir jou KSV bydrag, ja. Ja, so dit is 'n moontlikheid en dan het ons ook 'n klein skenkingsfonds waarin jy kan 'n skenking maak van wat ook al kapitale bedrag wat juis ons nie winsgewende skole help om daai verliese te kan dra. Rudolf, ek dink my laaste vraag aan jou, dit het nou die hele inisiatief baie mooi vasgevang. Hoekom moet mense betrokke raak, besighede betrokke raak by die Mos inisiatief? Ek dink is baie eenvoudig. Ons is besig met 'n storie van hoop. In 'n land soos Suid-Afrika waar jy heeltyd hoor van hoe daar load shedding is of die ding of daai ding of politieke onstuimighede of wat ook al die geval is, xenophobic violence, daar's 'n klomp goeters wat net so negatief is waarin ons onsself bevind en daar's so min regtig wat net besig is om hoop te probeer skep. Ek dink dis eintlik ons DNA is om hoop te skep. Ek sê altyd ons plant bome waaronder ons nie onder die skaduwee gaan sit nie en ons doel gaan ons waarskynlik in die volgende 100 na 200 jaar eers bereik. Maar dis 'n prentjie van hoop, dis 'n prentjie van vooruitgang, dis 'n prentjie van as ons saam staan, en Afrikaanse mense is nogal sleg met dit. Ek dink ons het laas in die vroeë 1900 saamgestaan toe ons Sint Helena toe was op die kruisgevangene bote, maar as ons saam staan, kan ons saam regtig baie goeders bereik en 'n ongelooflike toekoms vir die volgende 10 geslagte skep. So die Mos inisiatief gaan oor gemeenskap en nalatenskap vir 'n beter toekoms en 'n beter Suid-Afrika. Korrek. Rudolf, dankie baie. Baie dankie. Right, dit was Rudolf van die Mos inisiatief. Nou, soos wat hy ons verduidelik het, onderrig is werklik waar vir die toekoms. Dit is vir die beter toekoms, vir 'n beter gemeenskap. En dit sluit werklik aan by Nelson Mandela se, kan ek sê, bekende quote wat hy gesê het: "Education is a weapon that you can use to change the world." Nou die Mos inisiatief gaan nie die wêreld verander nie. Dit begin by die gemeenskap. Dit brei uit na Suid-Afrika en daarna neem dit die wêreld oor. 'n Liefde vir leer, 'n liefde vir jou naaste en 'n liefde vir jou toekoms in jou land. Dit is wat Mos inisiatief voorstaan. Dis die van Farms Place af. Tot volgende keer. Groete.